Nou ja, vriende, ek het so pas klaargemaak met 'n opname oor die Moedim, die heilige dae van Levitikus 23 en ek gaan volgende Matteus 24 hanteer. Die rede hoekom ek die twee na mekaar maak is daar is 'n konnotasie tussen hulle. Jy sien, ons almal sê ons dien die God wat was, die God wat is, die God wat sal wees. En hy sê hy's altyd dieselfde. Ons almal verkondig dit en ons almal proclaim dit. Maar besef ons die relevantie daarvan en die karakter van God, die Shem van God wat vertaal word na die naam van God. Jy sien, Matteus 24 het Messias twee profesieë gegee wat van kardinale belang is. En die twee loop hand aan hand. Hoekom? Want Moedim, heilige dae, spreek van afgespreekte tye en afgespreekte dinge wat moet gebeur. En ons vind presies hiervan voorbeelde in Matteus 24. So ek gaan vir ons lees uit die CJB uit. Ek verkies die CJB want die CJB volgens my is in die belangrike plekke die mees akkurate vertaling. Hy en die Tree of Life version wat meer die Hebreëus en die Grieks reg vir ons gee. Maar daar bestaan nie by my so ding soos 'n 100% akkurate vertaling nie, maar ek verkies die CJB wanneer dit hier kom, want die CJB is deur Dr. David Stone en 'n klomp ander professore vertaal vanuit die brontale uit, en dit gee ook die Hebreëse terminologie waar jy dit in die Hebreëse manuskripte kry. En hier in Matteus is al meer as 30 Hebreëse manuskripte wat bestaan. En dit gee ook konteks, soos julle nou sal sien, relevant tot dit. Ek hou van die CJB, want dit gee dit. Nou, wanneer dit kom by Matteus 24 vers 1 en 2, gaan ek dit nie lees nie. Ons gaan dit net vinnig bespreek. Ons kry in Matteus 24 vers 1 en 2, kry jy waar Messias en die disippels van die tempel afkom, en hulle gaan op in die Olyfberg, en hulle kyk terug na die tempel en sê vir Messias, kyk hoe mooi is die tempel. En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar gaan nie een steen op die ander een gelaat word nie. Daai is in 'n mate as die agent van die lewende God waar Messias 'n profesie maak wat op sy eie manier 'n moed is, 'n vasgestelde ding wat hy uitspreek. Hoekom sê ek so? Want dit was omtrent in die 30-34 AD wat hy dit gesê het. In 70 AD, omtrent 35-40 jaar daarna, het hierdie profesie wat hy gegee het in vervulling gekom. Maar meer is dit, is daar op rekord deur geskiedkundiges soos Flavius Josephus, dat daar was nie een steen op die ander een gelaat nie. En spesifiek hoe dit teweeg gekom het en hoekom dit op rekord is die Romeinse soldate het die tempel in die brand gesteek en die goud het gesmelt wat beslaan was binne in die tempel, en dit het tussen die stene ingeloop, hulle die stene van mekaar afgegooi om by die goud uit te kom. So dis op rekord dat vers 1 en 2 is presies vervul soos wat Messias dit gegee het. So van vers 3 af tot vers 14 kry ons 'n ander profesie. Nou kom ons bespreek net eers wat die Afrikaanse Bybel vir jou sê. En dis nie net die Afrikaans, jy sê Afrikaans, die Engels, en ek is seker die Duits en die Italiaans en wherever you go met dit. In die Afrikaanse Bybel sal jy sien dat die disippels vra vir Messias, hoe gaan ons sien aan die tekens van die tye dat hy terugkom en dat dit die einde van die wêreld is, of die einde van tyd is, of die einde van 'n era is, of jy kry verskillende vertalings van dit. En dan verduidelik hy, hier is waarna jy gaan kyk, en hy gee die tekens, dit wat jy gaan sien van gerigte van oorloë en aardbewings en hongersnood en hy sê, en hierdie is net die begin, die geboortepyne, en jy kry dan waar hy dan in vers 14 sê, en dan is dit die einde van die wêreld of die einde van tyd. So, as ons dit vat, dit wat ons lees in vers 3 as die einde van die wêreld, en ons kyk dan in vers 14 na die einde van die wêreld, sal ons sien, dit is 'n insident. Daar kan net een einde van die wêreld wees. Net een. Wat dan beteken, hy praat dan van 'n insident, of in die Engels sal jy sê 'n event. Wat dan beteken, dit alles wat hy sê, moet gebeur voor hierdie event, sodat dit in vervulling kan kom, dit wat hy sê. Ek meen, dit is net logies. Maar is dit inderdaad wat hy sê? Nee. So kom ons kyk 'n bietjie na die CJB. Wat sê hy vanuit die Hebreëse konteks? Ek lees vir ons uit die CJB het vanaf vers 3 tot en met vers 14 en ons kyk wat sê hy. Hy sê hierso, when he was sitting on the Mount of Olives, the Talmudim, sy disciples, came to him privately. Tell us, they said,
When will these things happen? And what will be the sign that you are coming and that the Ulamazeh is ending? Onthou daai woord, Ulamazeh. Yeshua replied, watch out, don't let anyone fool you. For many will come in my name, saying, I am the Messiah, and they will lead many astray. You will hear the noise of wars nearby and the news of wars far off. See to it that you don't become frightened. Such things must happen, but the end is yet to come. For people will fight each other, nations will fight each other, and there will be famines and earthquakes in various parts of the world. All this is but the beginning of the birth pains. At that time you will be arrested and handed over to be punished and put to death, and all peoples will hate you because of me. At that time, many will be trapped into betraying and hating each other. Many false prophets will appear and fool many people, and many people's love will grow cold because of increased distance from Torah. But whoever holds out till the end will be delivered. And this good news about the kingdom will be announced throughout the whole world as a witness to all the nations. It is then that the end will come. So wat lees ons hier? Ons lees verseker verskillende woorde, want wanneer jy die Hebreëse teks lees, sal jy sien dat daar verskillende terminologie is wat gebruik word hier. Jy kry in vers 3 vra hulle vir hom, wanneer gaan hierdie goed gebeur? By implikasie, en ons mis dit as ons nie so daarna kyk nie, tussen vers 2 en vers 3 moes daar 'n gesprek gewees het wat nie op rekord is nie, waarin hy sekere goed moes verduidelik, want hulle vra vir hom, wat hierdie goed wat nou moet gebeur, waarvan hy nou praat, hoe gaan ons sien dat hy terugkom, nommer 1, en dat dit die einde is van die Ulam Azeh. Belangrike woorde daai. En ek gaan nou by die vertaling daarvan kom. Alvorens ek dit bespreek, wil ek die volgende verduidelik. Soos wat vandag op 'n einde kom, en by definisie, môre is die tomorrow, môre volg op vandag, dit is 'n wet van die natuur, wanneer die Ulam Azeh eindig, begin die Ulam Haba. Die Ulam Haba volg altyd op die Ulam Azeh. Wanneer iets op 'n einde kom, is daar iets wat begin, en die konteks van dit is as volg. En dan kry jy hierdie dinge wat die Messias sê gaan gebeur, en dan kry jy waar hy sê in vers 14, waar hy sê, en dit is dan wanneer die einde kom, kry jy in die Hebreëse teks sal hy sê, en dan is dit die Acharit Ayamim. Belangrike woorde daai, want ek moet net nou 'n stukkie lees van Paulus. So wat jy kry is, as ek die Afrikaanse vertaling vat, die Engelse vertaling, die Duitsers en die Italianers en welke vertaling ook al, en ek vat die konteks van die einde van die wêreld, dan kry ons 'n event waar hierdie goed moet gebeur voor dit, maar wanneer ek die Hebreëse teks lees, dan kry jy 'n profetiese tydlyn. En let op wat hy sê die Ulam Azeh moet tot 'n einde kom. Ulam Azeh is die wêreld soos ons dit ken, die wêreld soos dit is, kom op 'n einde. Dan gaan julle sê, begin bietjie dink oor wanneer het dit gebeur, want dit het reeds gebeur. Die wêreld soos jy dit ken, kom op 'n einde, en dan begin die Ulam Haba, die wêreld soos dit gaan wees. So daar kom 'n verandering in die wêreld, en die oomblik as hierdie verandering gebeur het, is daar sekere goed wat gebeur. Hy sê, there will be wars close by, and rumors of wars, of news of wars far off. See to it that you don't become frightened. Such things must happen, but the end is yet to come. People will fight each other, nations will fight each other. There will be famines, hongersnood, aardbewings, verskeie plekke in die wêreld. Mense sal vervolg word, omdat hulle die Messias ondersteun en liefhet. At that time, many will be trapped into betraying each other. Many false prophets will appear and fool many people, and many people's love will grow cold because of increased distance from Torah. Torah is die wette van God, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. So wat Messias sê, hy sê die wêreld soos ons dit ken, gaan op 'n einde kom. Die wêreld gaan verander. Mense gaan mekaar begin verraai, daar gaan oorloë wees, daar gaan aardbewings wees, daar gaan mense staan stil en dink oor dit. Dan kom ek, gooi 'n klip in die bos. Die enigste tyd in die geskiedenis van die mens, buiten vir die vloed van Noag, waar die hele wêreld op een event verander het, was COVID. Daar was nog nooit
so 'n event reg oor hierdie aarde nie, nog nooit in die geskiedenis van die mens nie. COVID was 'n ding wat die hele wêreld getref het, waar tydens die hele wêreld verander het. Staan oomblik stil as 'n gelowige en dink hieroor. Na COVID was almal angsbevange, mense se gemoed het verander, mense se karakter het verander, mense het mekaar begin verraai. Daar's hierdie haat vir Christendom, vir die geloof in die Messias reg oor die wêreld. Al hierdie goed waarvan ons praat, het in vervulling gekom. Oorlog van Rusland en Oekraïne wat nog steeds nie verby is nie. Die oorlog van Israel en Gaza en Israel en Libanon en Hezbollah en die oorlog met die Houthis tussen Israel. Ons praat van die oorlog tussen Israel en Iran. Almal is in oorlog. Dis 'n vervulling daarvan. Oral oor die wêreld is hongersnood besig om toe te neem. Gaan kyk bietjie daarna. Scary. Die aardbewings. Gaan kyk wat het daai aardbewing gister veroorsaak in Nepal. Gaan kyk na jou huiswerk en gaan let op, ons lewe in die vervulling hiervan. Maar ter bevestiging van wat ek sê, kom ons lees gou-gou wat Paulus sê oor hierdie periode wat genoem word die Agariet Hayamim. Kom ons lees gou-gou 2 Timoteus 3. Paulus se woorde in die CJB relevant tot die konteks van wat hy sê. Luister gou hierso. Moreover, understand this. In the Agariet Hayamim, so ons praat van hierdie periode wat Messias van praat, is die tyd oplopende tot sy wederkoms. Will come trying times. People will be self-loving, money-loving, proud, arrogant, insulting, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, uncontrolled, brutal, hateful of good, treacherous, headstrong, swollen with deceit, loving pleasure rather than God, as they retain the outer form of religion but deny its power. Hy praat nie van gelowiges mense. Dis hard om dit even te consider dat hy praat van mense wat sê hulle is gelowiges. Gelowiges in watter geloof? Paulus praat van hierdie selfde periode. Klink dit nie soos ons mense nie? Kan onthou 'n paar jaar terug lees ek vir 'n vriend hierdie ding terwyl ons ry Durban toe en ek sê vir hom, hoor gou hierdie ding. Hy sê, "Sjoe, wie is hierdie joernalis wat dit geskryf het?" Hy kon nie glo toe ek vir hom sê dat hierdie ding is oor die 2000 jaar laas geskryf deur Paulus oor hoe die mense gaan wees. Hierdie beskryf presies die tyd waarin ons leef. Nou of jy aanvaar dit of jy doen nie. Hier is die realiteit van dit. As jy die boek Micha gaan lees, kom ons vat net Suid-Afrika. Kom ons kyk na die wêreldpolitiek, ons weet die oorlog is daar, ons weet die hongersnood is reg oor die wêreld, ons weet daar's aardbewings, ons het gister gesien wat gebeur in Nepal. Maar kom ons kyk na net Suid-Afrika. Dan kyk na die profeet Micha. Micha praat oor 'n korrupte priesterdom, vals doktrine, vals kerke. Micha praat oor korrupte staatsamptenare. 'n Interessante ding wat ons lees in Micha, wanneer die Bybel, die Afrikaanse Bybel, en ek is baie keer maak die Afrikaanse Bybel my kwaad, want die Afrikaanse Bybel sê vir jou dat God gaan uit sy heiligdom inkom en hy gaan die heuwels betree. Dit klink so goddelik. En ek maak nie minderheid daarvan nie, ek wil die flater van vertaling en transliterasie wil ek uitlig. Hy gaan die heuwels betree. Dis nie wat die Hebreëus sê nie. Die Hebreëus sê vedarak habamata. God gaan kom uit sy heiligheid uit en hy gaan die plekke van aanbidding gaan hy vertrap. Ek gaan kyk bietjie, Micha is geadresseer aan Shomron en Jerusalem, wat Samaria en Jerusalem is, en dan kry jy waar hy sê, en kol haaretz, die hele aarde, wat hy adresseer. En hier is die relevantie tot ons mense van vandag in die land. God praat oor valse doktrine, valse priesters, korrupte staatsamptenare, en gaan kyk 'n bietjie waarmee begin Micha hoofstuk 2. Expropriation. Maar in die Hebreëus gaan dit baie dieper as net expropriation van grond. Hy sê, julle wat die grond van die mense vat, julle wat die huise van die mense vat, julle wat die wonings van die mense vat, en die erflatings van die mense vat. Is dit nie wat ons land beplan en waarmee hulle besig is nie?
Ek gaan lees bietjie die profeet Micha se werke, hoe eindig dit? Net daarna, net nadat God praat van hierdie expropriation, hierdie wegneem van die dinge van die mense. Ek hou van die Hebreëse teks, want dit sê iets belangriks. Hy sê vir hierdie mense, hierdie korrupte, bose mense, en hy koppel die woord ra aan dit wat boos is. Hy sê, ek beplan 'n evil teen jou, waarvan jy nie jou nek kan uittrek nie, en hy praat met hierdie korruptes. En hy sê, yes, die boosheid wat ek teen hulle beplan, en hy gebruik weer die woord ra, dit wat hy beplan teen hulle, hy sê, julle gaan julle nie kan onttrek nie, ek kom vir julle. Maar so sê hy ook vir die valse profete, die wat valse doktrine, en hy noem spesifiek in Micha die volgende konsep. Hy sê, julle wat predik aan die mense dit wat hulle graag wil hoor vir betaling. Ek lees hierdie goed en dit maak my yskoud van dit waarmee die woord besig is. Dit wat God sê, dit wat ek sien in ons kerke, dit wat ek sien tussen ons gelowiges, en dan kom Matteus 7 vers 21 by my op, en die dag sal kom, wat julle vir my sê, Here, Here. En hy sê, ek sal in hulle gesigte vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan van my af weg, julle werkers van wetteloosheid. Mense, dis skerry goed hierdie. Maar dis die realiteit, as ons gaan kyk na die Bybel, ons gaan kyk na dit wat God geprofeteer het, ons sien hoe dit ter vervulling gekom het, nog elke keer op die minuut en die uur, soos wat hy dit gesê het. Dan kan ons verseker wees, dat dit wat verder geprofeteer word, waar gaan wees, soos wat hy dit geprofeteer het. Ek en jy het die besluit, of ons gaan glo in die God van die Bybel al dan nie. In Matteus 24, ons lewe in daai tyd, ons kan dit sien afspeel om ons. Ons kan die vervulling van die profesie sien, en kom ek noem ene wat meeste mense nie eens van weet nie. Die dooie see wat gaan verander, vanaf 'n soutsee tot 'n see wat daar weer visse is. Gaan doen Google search, jy sal sien hoe verander die pH vlak van die dooie see, en niemand kan dit verduidelik nie. Hulle sien net hierdie strome vars water wat instroom, en hierdie poele wat al reeds vis het om die dooie see, ter vervulling van hierdie profesie. Soos jy nie 'n gelowige is nie, is my advies aan jou, gaan kyk hierna en reconsider. As jy 'n gelowige is, gaan kyk na die waarheid van die Bybel, en prys jou God vir die akkuraatheid en die werklikheid van sy ware woord, teenoor dit wat die kerke vir jou verkondig. Dat jy nie nodig het om jou te steur aan die God van die Ou Testament nie. Maar as jy in werklikheid kyk na die laaste boek van die Bybel, Openbaring, by die kerke oop vir my, sal jy sien dat die God wat die oordeel vel, in Openbaring 19, 20, 21, 22, daai God wat daar betrokke is die God van die Ou Testament. Hulle noem dit die wit troon oordeel. Gaan lees dit, gaan sien, dat die God van die Bybel nog steeds daar is, en jy hoef nie in hom te glo nie, hy glo in jou, en dit wat hy oor jou uitspreek, gaan waar word, en ek en jy, die keuse wat ons het, is of ons gaan heilig wees, en ami word, sy mense, of ons gaan lewe soos ons wil, soos die wêreld dit dikteer, en ons gaan die titel kry van lo-ami, nie my mense nie, nie die hakadoshim nie, nie die uitverkorenes nie, maar die wat verwerp word. Ek en jy het die keuse presies soos Messias sê in Matteus 7 vers 21 tot 23. Ek en jy het daai keuse. Maak die regte keuse. Nou ja, geseënde aand vir julle almal.